Goeienaand, liewe vriende, broers en susters en kinders, baie welkom. Ons het gister 2 keer stilgestaan ook by die gedagte, by God woon die vreugde. En as ek u vanaand groet, dan wil ek u groet met daardie gedagte, dat by God woon die vreugde, en God deel sy vreugde met ons, en wil die vreugde met ons deel. Ons groet mekaar in die naam van die God, by wie die vreugde woon. Kom ons sit eers en sing 281 vers 1 en 2. Omdat ons hierdie week praat oor en saam dink oor die verrassende vreugde by die Filippense, dink ek ons moet net staande lied vol blydskap sing, lied 200. Kom ons staan as ons dit sing. Van die reëls wat ons nou pas gesing het is belangrik. U wil ons in die liefde lei en u wil ons in u waarheid lei. En dis eintlik waaroor ons vanaand gaan saam nadink. Kom ons bid net eers voor ons uit die Bybel lees. Dankie dat u ons in die liefde wil lei. Nie net 'n algemene liefde, maar in u liefde.
die liefde met 'n hart, die liefde wat oneindig omgee, die liefde wat soos 'n sagte wolk op ons kom lê. Lei ons, o Here, in u liefde. En lei ons in u waarheid. Ons het almal klein waarhede. En ons weet nie meer waar die verskil tussen die waarheid en die valsheid lê nie. Die brose waarheid staan teen die mag van die leuen. En daarom bid ons, lei u ons in die waarheid, in u waarheid. Ons kom met al die nood in ons harte na u toe, en al die blydskap ook. En ons bring dit eintlik alles as 'n klein offer, om vir u te sê, ons soek, ons is bewus van, en ons verlang na u teenwoordigheid. Daar's 'n verlange na die ewige in ons klein bestaan. Amen. Ons lees uit Filippense. Ek het nou al van tevore gesê dat in hierdie 4 hoofstukkies word 16 keer, 4 bladsytjies, 16 keer gepraat oor blydskap, wees bly word by herhaling gesê. Vers 3 van hoofstuk 1, ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal, bid ek met blydskap. Hy begin by sy eie blydskap. En dan gaan hy aan met die gebed in vers 9. Hy sê, ek bid dat julle liefde al hoe meer, eintlik staan daar meer en meer, oorvloediglik sal toeneem, in kennis en insig. Daai insig kan ook vertaal word met fyn aanvoeling, ons sal nou terugkom daarop. Om die dinge wat saak maak, die dinge wat saak maak is die wesenlike dinge, om dit te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer kan wees. Dan gaan ons na hoofstuk 2 toe. As daar enige aansporing in Christus is, nou hier gebruik hy die woord as 4 keer, en dit klink amper of dit voorwaardelik is. As daar is, dan dit. Maar daardie woordjie kan ook vertaal word dat dit ten minste die betekenis van aangesien daar klaar dit is. As daar enige aansporing in Christus is. As daar enige troos uit die liefde is. As daar enige gemeenskap van die Gees is. As daar, of aangesien daar, enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome. Hy begin deur te sê, ek skryf met blydskap. Nou sê hy, julle moet daarom my blydskap nog groter maak. Maak dit volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke. Moet niks uit selfsug of uit soeke na eer doen nie. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na die van ander. Die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, moet ook in julle wees. Ons lees tot daar. Kom ons sing 'n ou bekende lied, nog uit die Halleluja boek, maar die woorde het ek nou geneem uit die Sionsgesange. En daar word gesing oor God wat mense liefhet. Grensloos, maar ook liefde wat jy nie kan begryp nie, liefde sonder pyl. En as ons oor ons liefde praat, en hierdie vers wat ons nou oor gaan nadink, praat oor ons liefde, dan begin dit altyd by God se liefde. Ons bly net so sit, dan sing ons hierdie 2 verse.
voordat ek oor die vreugde van navolging praat, is daar net 'n klein ander vreugde wat ek vergeet het om te meld. Ons het weer vanaand die buitekant bietjie eetgoed, né? En 'n bietjie wyn. So dis nou een vreugde, maar nou gaan ons praat oor Paulus se vreugde. Paulus sê dan moet vreugde wees as jy Christus volg. Vreugde is God se geskenk aan ons. Maar vreugde het ook te maak met hoe ons na die lewe kyk. So ons kan nie net sê God skenk vreugde, maar dit het niks te maak hoe ek optree, hoe ek na die lewe kyk nie. Hoe ek na die lewe kyk het ook te doen met my belewenis van vreugde. Maar as Paulus daaroor praat, dan begin hy ook oor God praat en dan begin hy ook praat oor gebed. Hy sê ek bid vir julle dat julle liefde meer en meer sal toeneem. So dit is nie genoeg dat jy liefde het nie, dit moet meer en meer vir altyd toeneem. Dit moet oorvloedig word in kennis en insig, sodat julle kan onderskei wat regtig saak maak. Nou jy kan dit op baie maniere sê, jy moet onderskei die dinge waar dit op aankom. Jy moet kan onderskei wat is wesenlik en wat nie. Nou die woorde verbly julle en die woorde onderskei die dinge wat saak maak. Hulle hoort by mekaar. Want hoe jy kyk na die lewe en hoe ek kyk na die lewe is net soos blydskap een van die belangrike temas in hierdie brief. En die woord onderskei is 'n sleutelwoord. Wat beteken onderskei? Daar's met baie maniere om dit te sê, sommer prakties, as dit in die oggend nog donker is en jy sien nie wat is alles in die huis nie. Sodra dit skemer word en al ligter, dan sien jy, daar hang dit en daar is dit ensovoorts. En as jy buite is, daar is die boom en daar is die berg en so meer. John Berger het gesê, ek believer hy het 'n boek geskryf met die titel Ways of Seeing. Nou hy is eintlik iemand wat oor kunste skryf. En hy het gesê jy kan op verskillende maniere kyk na alles in die wêreld. Jy kan op een manier kyk na 'n skildery, op 'n ander manier ook. Jy kan 'n rolprent verskillende maniere bekyk. Jy kan elke mens wat jy teekom uit verskillende hoeke sien en beoordeel. Jy kan die situasies van die lewe kan jy so bekyk. En die lewe self kan jy sien en ervaar en evalueer. Onderskei beteken dus ook jy moet op die regte dinge kan fokus. Dit help nie net om te sê ek het dit nie, nou moet ek besluit hoe fokus ek. Selfs prakties as jy bestuur, moet jy fokus waar jy ry. Ek kom met hier in Pretoria, dus hier moet jy meer fokus as daar in die Parel. Maar fokus moet jy fokus. As jy 'n foto neem, hoef jy nie vreeslik te fokus nie, want jou kamera het deesdae 'n ingeboude fokus wat dit net doen. Ek wil graag 'n verhaaltjie vertel, die mense wat my ken nie van die 90 of die 80 jare af, sal hierdie, ek noem dit die Bloubergstrand verhaal. In die 90 jare kuier ek en Beatrix daar by goeie vriende van ons in Bloubergstrand, en ek het 'n kamera daar. Dit was nog 'n kamera wat met 'n filmpie werk, glad nie digitaal nie, so jy gee die film in by 'n fotowinkel of by 'n apteek of waar ook al. Daai tyd het die apteek al ook met kameras gewerk. En gelukkig het hierdie kamera al werk met 'n film, 'n outomatiese fokus, hy kan self fokus. En hy het ook 'n tydskakelaar. So jy kan die tydskakelaar druk, dan gee jy 10 sekondes. En ek het toe daardie kamera gerig. Daar gaan ons op die bank sit, hulle 3 sit klaar daar. Ek laat die kamera toe om te fokus en ek druk die tydskakelaar en hardloop en ons glimlag en waai vir die kamera en ons verwag iets wonderlik.
En so 'n week later toe kry ek die filmpie terug of die foto's terug en toe is al 4 mense 100% uit fokus. Jy kan nie eintlik sien wie is dit nie. Die kamera het op iets anders gefokus. Tussen ons bank en waar die kamera gestaan het, het daar op 'n tafel 'n bottel wyn gestaan. En hy was in 'n perfekte fokus. Jy kon die oesjaar op die foto lees. So goed is hy gefokus. Nou hier staan, jy moet op die regte dinge fokus en onderskei en fokus is funksies van kyk. En nou is die vraag, hoe leer ek dan fokus? En die antwoord is doodgewoon, dit hang af deur watter lens jy kyk, voor jy kan weet waarop jy fokus. Ek het eendag 'n predikantekonferensietjie toegespreek oor die kerk en ek het toe vir hulle 'n prentjie gewys van 'n bril en daar sien jy die kerk agter die bril. En jy kan die kerk op 2 maniere sien. Dit hang af hoe jy nou dit interpreteer. Maar die een lyk meer lig en die een lyk meer donker en die kykers moet maar self besluit. Maar hierdie brilletjie sê ten minste, ook as jy na die kerk kyk, hang dit af deur watter lens jy kyk na die kerk. So as ek deur hierdie lens kyk en jy deur daardie lens, gaan ons verskillende opinies hê oor die kerk. Ek het vir die dominees gevra wat sê hulle en een van my klasmaats Willem Nikkel, hy het opgestaan en gesê sy siening van hierdie prentjie is, jy kan die kerk maar swart maak of wit, die mense loop in elk geval verby. So dit hang baie af hoe jy nou uiteindelik kyk. Ek het ruk terug 'n kinderdiens gehou en ek gaan nou 'n bietjie van die kinderdiens met julle deel. Ek het met die kinders gepraat oor hoe kyk 'n mens na dinge en ek het toe ook die voorbeeld van 'n bril gebruik. En ek het vir hulle gesê jy kry verskillende brille en wat jy ook al opsit gaan vir jou 'n ander visie gee. Jy gaan 'n rooi of 'n blou of 'n geel of 'n groen visie hê, maar jy gaan nie dieselfde visie hê hierdie ou wat hierdie bril op en daai wat die ander op het nie. As jy na strokiesprente kyk, dan dit het ek ook vir hulle gesê, dan word kinders of volwassenes geteken met brille en daar kyk hulle nie net uit nie, maar as jy na hulle kyk, kan jy uit die bril wat hy dra sien watter soort mens hy is. Ek het vanaand vir Beatrix gevra of hierdie bril goederig lyk. Nou, iemand wat byvoorbeeld so 'n bril opdra, dis 'n wakker, intelligente meisie daai. Iemand wat so 'n bril op het, hulle teken haar so, jy sien haar onsekerheid. Wat sal julle sê? Hierdie ou, sy bril sê vir jou hy's 'n booswig. En hierdie is 'n bril van moedeloosheid. En Harry Potter se bril is sommer net 'n vrolike, slim ouetjie waarmee ons te doen het. Nou as 'n mens moet onderskei, julle het nou hierdie lense gesien, dan hang dit inderdaad af uit watter hoek jy kyk en deur watter lens jy kyk. Ek wil net eers vra, wat moet ons onderskei? As jy nou vir jou kind advies gee, gaan jy vir hom sê, jy moet onderskei tussen reg en verkeerd. Dis die belangrikste ding in die lewe. Anders sal sê, nee, jy moet onderskei tussen waar en vals. En jy moet nog kan uitkyk wat is fake news en wat is real news. Hier sê Paulus, net 'n bietjie water. Hier sê Paulus, dit gaan nie hier vir hom oor reg en verkeerd, waar en vals nie, maar dit gaan oor belangrik en minder belangrik. Hy sê wat jy moet kan onderskei is wat regtig saak maak, die dinge waar dit op aankom, die wesenlike dinge. Sommige dinge weeg swaar,
ander dinge is inderdaad minder belangrik. In elke lewenssituasie is dit waar. In jou gesin is dit belangrik om te weet wat weeg swaar, wat is nie so belangrik nie. In elke verhouding is dit ter sake. In jou werk moet jy weet, dis belangrik, dit is minder belangrik. In jou geloofslewe moet jy ook kan sê wat is belangrik en onbelangrik. Jesus het daarop aangedring. Hy het gebots met die geestelike leiers juis op hierdie spesifieke punt. Hy het vir hulle gesê, julle is begaan oor onbenullighede, maar die belangrike dinge, die groot dinge, die dinge wat saak maak, kyk julle mis. Julle sif die muggie uit en dan sluk julle die kameel in. Julle is die hele dag besig met klere voorskrifte en skottelgoed was voorskrifte en sabbatsvoorskrifte, asof dit swaar weeg. Maar wat julle nie doen nie, is die reg, die liefde, die barmhartigheid. Met ander woorde, julle is besig met onbenullighede in julle wonderlike geloofslewe. Julle fokus op bysake, maar dan tree julle harteloos en kru op. Dis amper om te sê, die Engelse uitdrukking hou ek nogal van, wat sê, hulle het nie 'n sense of occasion nie. Ek lees nou die dag, hulle sê, 'n definisie van 'n regte gentleman en van 'n real lady is a person with a sense of occasion. En Jesus het 'n sense of occasion gehad, 'n fyn aanvoeling. Hy het so gekyk dat hy elke keer geweet het wat is belangrik, wat is onbelangrik. Ek het jare terug 'n dame leer ken wat alleen was in haar lewe, in haar huis. Maar as jy na gekyk het, was haar verhaal soos 'n sprokie. Daar was wysheid in haar. En ek het eendag sommer gevra, wat is die geheim van jou suksesverhaal? Toe sê sy, dit is nie 'n suksesverhaal nie, dis 'n dankbaarheidsverhaal. En daar het ek iets geleer. Maar toe sê sy, die dankbaarheidsverhaal wat ek moes leer, is wat is belangrik en wat is onbelangrik. Ek vra vrou, hoe het jy dit geleer? Sy sê, ek het by my pa dit geleer. Hy het my daarop patent gemaak. Ons het bitterlik arm groot geword, ek en my sussie en boetie. Daar het iets skeef gegaan met my pa se besigheid. En toe het ons in 'n arm situasie beland. En die kinders by die skool het my gespot en gesê, jou huis is dan klein, hè? En kinders doen dit. Jammer, jy het nie 'n fiets nie. Jou skoolklere is tweedehands. As sy by die huis kom, dan is sy half in trane. Sy sê, en toe het my pa vir my gesê, al die goed wat hulle sê is nie belangrik nie. Kom ek wys jou wat is belangrik. En hy vat dan na die tuin, en sê, kyk, daai blommetjie, hy is belangrik. Die eekhoringkie daar in die boom, is belangrik. As ons vanaand saam eet aan tafel, dis belangrik. As ons saam lag oor 'n grappie, dis belangrik. Nou wat is vir u en vir my belangrik? Wat is wesenlik? Waarop fokus ons? Ek is bevrees dat ons lewe in 'n tyd waarin ons sukses en die besittings wat ons het, dat dit vir ons fokus word. Ons idee van geluk is hoe meer, hoe beter. Ek koppel my vreugde aan my besittings. Dit gaan oor wat ek het. Erich Fromm het 'n boek geskrywe, To Have or To Be. En hy het gevra, ek wil net dit, ek dink ek het hom hier. Nee, ek het hom nie.
Hy het gevra, waaroor gaan dit vir jou? To have or to be? Gaan dit oor wat jy het, of oor wie jy is, en wat jy elke keer belewe? Nou ons wêreld leef dikwels met 'n groteske konsumpsie idee. En dit is jammer dat ons by daardie punt gekom het. Net vir julle hier 'n ander prentjie. Daar is Erik Vrom. Ekskuus, hy het vir my weggegaan. Nou dit is die vraag waarmee jy ook vanaand moet sit. Is it to have of is it to be? Daar's 'n interessante skildery wat Zak Benjamin, 'n Suid-Afrikaanse skilder, gemaak het, en hy noem dit die laptop Jesus, skootrekenaar. En hy lyk so: 'n skootrekenaar, en op daai skootrekenaar se sleutelbord is daar alles wat jy wil hê, alles wat jy kan koop. Kyk maar op die sleutelbord. En terwyl jy na al daai wonderlike dinge kyk wat jy kan koop en wat jy kan besit, is dit asof Jesus deur die skerm vir jou kyk en vir jou vra, maar waarmee is jy nou eintlik besig? As jy jou sleutels druk, waaroor gaan dit? En dis die wat Paulus bid, en ons kan dit maar saam bid. Hy sê, ek bid dat julle kan onderskei. Maar nou is die punt dat hy begin nie by die gawe van onderskeiding. Hy sê nie, ek bid dat julle kan onderskei nie. Hy sê, ek bid dat julle liefde meer word, sodat julle kan onderskei. Die liefde is die lens wat alles in fokus bring. Mens kan natuurlik deur baie lense kyk na die wêreld. Jy kan kyk deur die lens van haat na ander mense, na die wêreld. Jy kan kyk deur die lens van vrees. Jy kan kyk deur die lens van woede. En almal van ons wat hier sit, ken vrees, ken woede, ken 'n gevoel van haat wat in my kan kom. Het is in orde, jy mag dit hê. Maar die vraag is of jy dit die lens mag maak waardeur jy kyk. As jy die woede of die teleurstelling of die vrees jou lens maak, dan trek dit alles uit verhouding. Dit trek alles uit fokus. Dit trek alles skeef. Daar is net een lens wat vir jou die regte fokus gee. En Paulus sê, dit is die liefde. Ek bid dat julle liefde meer en meer sal toeneem, dag vir dag, sodat julle kan onderskei waarop dit aankom. As hy sê julle liefde, dan is dit ook nie net die gedagte van liefde nie. Daai liefde moet ergens grondvat. Dit moet ergens posvat. En ek het nou gesien, eers as jy die liefde het, dan kan jy sê, nou onderskei ek. Voor jy die liefde het, so onderskei is nie sommer net iets nie. Jy moet die liefde hê om te onderskei. Maar die liefde hang nie in die lug nie. Hy sê, ek bid dat julle liefde meer sal word in begrip en fyn aanvoeling. Daai fyn aanvoeling in Grieks is aesthesis, waar ons woord esteties vandaan kom. So hy sê eintlik, jy moet lief hê op so 'n manier dat jou liefde sal uitmond uit in begrip, in insig, maar ook in 'n estetiese gevoel. Kom ons vertaal dit met 'n fyn aanvoeling. Jy moet 'n gevoel hê vir die samehang van dinge. En die liefde is onvervangbaar. Jy kan dit met geen ander iets regkry nie. Begrip en fyn aanvoeling, die estetiese. En as jy dit het, dan kan jy uiteindelik kom om te onderskei. Die liefde laat jou raak sien. Die liefde laat jou dinge en situasies en mense op 'n ander manier
beskou en ervaar. Nou is die vraag, hoe kyk ons na mekaar? Hoe sien ons die kerk? Hoe sien ons die lewe? Hoe sien ons wat ook al? Kyk ons nog ander mense in die oë? Kyk ons ander mense se harte raak? Of gaan dit vir ons net om die uiterlike ervarings? Ek loop 'n rukkie terug verby 'n klomp katekesante wat by 'n kerk daar in Parel so op die stoep sit, die katekesasieklas wat gaan belydenis doen, dan seker so 15 wat daar sit, en ek stap verby, ek is nie hulle dominee nie, maar ek loop net verby hulle, en ek sê, goeiemôre, 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 en so 2 of 3 of dalk 4 uit die 15 het gesê, goeiemôre. Die ander, my somme reg kry, 11 of 12, was besig om op hulle selfone te kyk. En hulle het nie opgekyk na hierdie ou wat vir hulle sê, ek is, hallo, hoe gaan dit met julle of so iets nie. Ons noem dit social media. Dit is anti-social media. Ons media, ons selfone, ons televisieskermpies, en noem maar alles op wat jy kan, wat social genoem word, maak van ons onsosiale mense. Mense wat mekaar nie raak sien nie. Mense wat nie ander se behoefte naastenby kan beleef nie. Want jy kom nie daaruit nie. Die skilder waarvoor ek vreeslik lief is die man met die naam van Banksy. Hy skilder net op een manier. Hy skilder as niemand by is nie en as alles half donker is, dan gaan hy na 'n muur toe en dan maak hy 'n groot skildery op mure. Ek het van sy skilderye ook gesien in Bethlehem, wat 'n Palestynse dorp is. Die muur wat om die dorp is, van binne af word beskilder. En Banksy het daar 'n skildery gemaak. Ek wil vir julle een van sy skilderye wys. 'n liefdespaartjie, hy noem dit mobile lovers. Mense wat mekaar intens lief het en mekaar styf vashou, maar mekaar nie meer in die oë kan kyk nie. Liefde beteken nie net dat jy kyk nie, maar dat jy met respek kyk. En die woord respek kom van die Latynse woord respicere, wat beteken om weer te kyk. Eers as jy weer kyk, dan begin jy sien. Maar jy moet nie net weer kyk nie, jy moet ook sagter kyk. Jy moet deur die bril van die liefde kyk, en nie deur die bril van agterdog, en die bril van jaloesie, en die bril van dat jy neersien op iemand nie. Jannie de Tooy het 'n liedjie geskryf vir sy vrou, en hy sê, jy kyk sag my lief, jou oë kyk sag na my, jy kyk so maklik mis wat ander mense pla van my, jy sien nie iets wat my spieël totaal ontwyk, jy kyk sag my lief. Nou dit sê hy vir sy beminde. Hierdie geld, hierdie woorde, geld vir al ons kyk na mekaar. Ons moet sagter kyk na ons ouers. Ons moet sagter kyk na ons kinders. Man en vrou moet sagter kyk na mekaar. Na jou vriende, die medewerkers, die ouetjie wat jou kar oppas, die sluipslapers waarvan daar in in Parel nogal baie is. Jy moet sagter kyk na elke en iedere mens. Jy moet anders sien, jy moet anders hoor. Dit is wat oor Paulus het hier het. Jou liefde moet so toeneem. Jy moet so deur die lens van die liefde kyk, dat jy iedere mens op 'n ander manier mag sien
en ook mag hoor. Die Nederlandse digter Jean-Pierre Rabhi het 'n gediggie geskryf, ek lees 'n Afrikaanse vertaling daarvan met die titel Moment. Soms hoor ek onverwags weer, agter jou gewone woorde, is soveel suiwerder en sagter, asemrowende geluid, dat ek opnuut na jou moet kyk, asof vir die eerste keer. Ek hoor, onverwags, 'n suiwer klank, maar my oor moet daarvoor ingestem wees. En ek sien jou opnuut, asof ek jou vir die eerste keer sien. Dan, as jy so hoor en so sien, dan begin 'n mens onderskei die dinge wat saak maak. Miskien is Breitenbach se bekendste reël wat hy geskryf het, hy het wonderlike reëls geskryf, maar hy het gesê, mag die bome groen bly en die sterre wit, en mag daar altyd mense wees, wat mekaar sonder skaamte in die oë kan kyk. Nie verby mekaar kan kyk nie. Nie oor jou geliefde se skouer kyk na die selfoon wat jy in jou hand het nie. Maar jy moet gaan na waar daar regtig liefde is. Ek wil afsluit net met die vraag, waar kan 'n mens hoor of sien of lees wat regte liefde is? Die antwoord is mos maklik. Paulus het dit ook geskryf, 1 Korinte 13. Nou gaan ek nie 1 Korinte 13 vir u lees nie, maar ek gaan 'n oorklanking daarvan lees wat Herman van Veen, die Nederlandse sanger, gemaak het. Hy sê so, al sou ek met die tale van engele kon praat, maar ek het nie die liefde nie, sou dit my min kon baat. Al gee ek vir jou die mooiste dinge as herinneringe cadeau, dit beteken as 'n geskenk, maar ek het nie die liefde nie, gee ek jou eintlik niks. Liefde, dit is tederheid. Liefde is geneentheid. Liefde is die ewigheid in 'n sekonde. Al sou die hele land kollektes hou vir 'n skitterende doel, maar ek het nie die liefde nie, is dit alles net 'n show. As jy dink jy is beter as iemand anders, en jy doen jouself anders voor as wat jy werklik is, sien almal dit, dis gewis. Liefde is barmhartigheid, liefde is geregtigheid, liefde kos 'n kleinigheid, en is nie te betale. Al leef jy net vir ander, en gee alles wat jy het, maar jy het nie die liefde nie, dan leef jy nie. Liefde gee die lewe sin. Liefde is vir iedereen. Van alles is liefde die begin. Liefde is, vul dit self maar in. In hierdie laaste reeltjie, vul dit self maar in, beteken, jy moet in jou situasie, in jou huis, in jou omstandighede, daar moet jy dit invul. Daar moet die liefde waar gemaak word. Dit is waarvoor Paulus bid. Ek bid dat jou liefde so sal word, dat dit elke dag ingevul sal word in elke situasie. En die ander besondere reël wat my tref is as hy sê, die liefde is die ewigheid in 'n sekonde. Ons lewens is so verstommend kort. Prediker sê, dis 'n asemtoggie. Daai woorde wat altyd vertaal word met alles te vergeefs of alles sinloos, is nie 'n korrekte vertaling nie. Daar staan letterlik, alles is 'n asemtoggie. Asemtoggie der asemtoggies. Asemtoggie der asemtoggies. Alles is 'n asemtoggie. Ons wonder oor die tyd en oor die ewigheid. Maar wanneer ons liefhet, dan ervaar ons dat die horlosietyd,
en dat die lengte van my lewe nie die laaste sê het nie. Ek hoef nie na die ewigheid te gaan soek nie. Ek hoef ook nie daaroor te filosofeer nie. Iets van die grense wat van die tyd, wat oor die grense van tyd gaan, strek ook tot in my klein bestaan. Waar ons lief het, waar ons anders kyk, daar ontdek 'n mens jou eie menslikheid. Daar ontdek jy jou medemens, die medemens wat jy al lank al ken, mag jy dalk vir die eerste keer ontdek. En daar word iets van die vreugde van God in ons wakker. Amen. Liewe Heer, ons verstaan min van hierdie liefde, en daarom bid ons vanaand saam met Paulus, dat U die gebed sal verhoor, dat ook ons liefde meer en meer sal word, dat ons op 'n ander manier sal kyk, dat ons iets van die fyn gevoeligheid en die insig sal kry, wat ons so broodnodig het, juis vandag, juis in ons huidige tyd en omstandighede. Ons bid dat U dit vir ons gee, en ons dank U daarvoor. Amen. Ons sing 'n lied ten afsluiting, waar daar liefde is en deernis, ons bly net so sit. Daar is God die Heer. Die liefde begin by God, maar hierdie lied vat dit in 'n volle sirkel. As God se liefde ook in jou is, dan is God ook daar. As ons mekaar lief het, is God ook daar. Die God by wie vreugde woon. Kom ons sing dit saam. By die God woon die vreugde. Nadat Paulus alles oor die vreugde gesê het en ons genooi het tot die vreugde toe en gebid het dat ons meer insig en blydskap sal hê, sluit hy sy brief, en ek wil vanaand weer met die woorde sluit waarin hy sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.
Amen.